en baie welkom. Wanneer ons luister om te leer, word ons nie gevra om ons denke en ons rasionaliteit net te los nie. Om ons toe te wy aan die leer van die woord van God beteken nie om ons denke te probeer afskakel nie. Inteendeel, dit vra diep. Dit vra dat ons diep kan dink, dat ons kan reflekteer, dat ons kan wonder en dat ons kan ervaar. In Handelinge 2 sien ons in die kerk wat daar groei, ons sien in hulle volharding en aanhou. Ons sien dat hulle saam ontmoet, maar nie uit plig of dwang of skuldgevoel nie. Hulle was gretig en honger om te leer en om te groei. Lees saam met my, Handelinge 2. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Wat beteken dit vir jou om jouself toe te wy aan die woord, om heel hartig jouself toe te lê op 'n skrifgedeelte? Vir my beteken dit om dit wat ek verstaan te toets. Partykeer moet dit net so 'n bietjie lê. Ek moet wonder en reflekteer, is dit wat God vir my sê? Soms moet ek oplees en navorsing doen. Ek moet ook vir die Heilige Gees vra om my te lei. Ek moet dink en voel. Ek moet vra. Nie net om 'n goeie argument te stel of te bou nie, maar om te verken en te ontdek. Omdat God se woord so ryk is, beteken dit dat ons dat ek saam met my geloofsgemeenskap moet onderskei en op my mentor se wysheid moet staatmaak. Dit beteken ek moet my denkraamwerk verbreed. Dit beteken vir my om te bid dat my sensitiwiteit vir God se stem sal verskerp. Jesus self, toe hy net 12 jaar oud was, het vrae gevra in die tempel. Ons lees, hy het gesit, geluister en vrae gevra. En dit was sekerlik 'n seën vir almal wat hom gehoor vra het en praat het. Maar hy was in hierdie spasie van leer, van luister, soos 'n kind. Ja, hy het sy vader geken op 'n manier wat ons nie heeltemal kan verstaan nie. Hulle het hierdie verhouding, maar hy het ook met nederigheid ingekom. Hoop om te groei en te hoor wat almal sê. As ons onsself aan sy lering wy, dan mag ons ook vra. Ons mag vra wat ons help om die liefde van Jesus te ontvou, so een laagie op 'n slag. Ons kan vra wat ons help dink en ons vat na plekke wat bo ons begrip is en ons net lei na verwondering. Ons kan vra wat ons lei na dieper kyk, na die skrif, na 'n skrifgedeelte en dan ook na onsself en na God. En dis belangrik om te onthou, dit gaan nie oor antwoorde alleen nie. Dit gaan nie oor die regte perspektief alleen nie. Dis oor die gesprek wat gebeur wanneer ons vra. Die geloofsgesprek wat ons aanhoudend aanhou voer. 'n Reis van vertroue, van verwondering en van groei. Ek het onlangs 'n storie gelees van 'n 5-jarige seentjie Leem. En hy het eendag by die kombuistafel gesit terwyl sy ma skottelgoed gewas het en gevra: "Waar slaap God?" Sy ma het vir 'n oomblik gestop. Haar hande was nog nat en sy sê vir hom: "Maar wat bedoel jy, my skat?" "Wel," het hy gesê, "ek het 'n bed, jy het 'n bed, ons hondjie het 'n bed, maar waarheen gaan God as dit donker word?" Sy het haar hande afgedroog. "Wat as God nie hoef te slaap nie, Leem?" Hy het gefrons. "Wel, as hy nie slaap nie, moet hy sekerlik baie moeg wees." 'n Paar dae later op pad kleuterskool toe vra hy: "Word God hartseer as dit heeldag reën?" En toe terwyl hy met sy kruite teken: "As ek 'n prent van God teken, sal hy dit sien?" God het alles gemaak, maar wie het vir God gemaak? Sy ma het nie altyd antwoorde gehad nie. Partykeer het sy net gesê: "Dis 'n goeie vraag." Ander kere: "Wat dink jy?" En soms het sy net niks gesê nie, net sy handjie vasgehou of 'n soen op sy voorkop gegee. Maar sy het hom altyd laat voel dat sy vrae welkom is. En jare later, toe hy al groter was en besig was om te worstel met ingewikkelde teologie, wetenskap en die swaar kry van die lewe, het hy eendag weer gevra: "Mamma, onthou jy toe ek gevra het waar God slaap?" Ek
Ek onthou, het sy met 'n sagte glimlag gesê. En die vraag oor wie God gemaak het. Ja, en ek's nog steeds nie lekker seker om dit te antwoord nie. Miskien hoef ons dit nie altyd te antwoord nie, mam, het hy gesê. Miskien is daar vrae wat ons net lei na die misterie van God. En sy ma het stil geknik. Dit het gevoel soos geloof. Verwondering is nie 'n teken van swak geloof nie, dis juis 'n teken van diep geloof. 'n Geloof wat nie bang is om in die misterie te leef nie. En vra beteken nie dat jy jou geloof verloor nie. Dit beteken jy is besig om diep in dit in te delf. Om nuuskierig te bly mag dalk juis die kanaal wees wat God gebruik om jou meer te leer van wie hy is en hoe hy werk. Die vroeë kerk het hiervoor oopgemaak. Hulle was uitverkoop aan die woorde van Jesus. Hulle het saamgekom wat hulle wou net nog hoor, nog beleef, nie omdat hulle moes nie. Hulle harte was ontvanklik vir die werking van die Gees. Wat sou gebeur as ons weer so vrae begin vra? Nie net aan God nie, maar aan mekaar in geestelike gesprekke en saam wees. 'n Goeie vraag kan 'n gesprek kan iemand help om betekenis raak te sien wat net buite hulle sig was. Aanmoediging, bemoediging. 'n Oop, eerlike vraag kan 'n wilde gedagte of woeste bekommernisse in jou kop net so bietjie in lyn bring met God se waarheid. 'n Goeie vraag kan jou beeld van God verskuif. Nie om in 'n boksie te sit nie, maar dat jy hom kan beleef soos hy regtig is. Kan jou selfs help om nuwe roeping in 'n skrifgedeelte te hoor. Kan jou vat na 'n plek waar jy uiteindelik vergifnis kan aanvaar. Jesus se vrou het Saggeus, die vrou by die put, se lewens verander. Sommige vrae het nie antwoorde nie. Dink aan Jesus se vraag aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? Maar selfs daardie vraag uit rou pyn is gesprekke met God waar ons heling en vertroosting kan ervaar. Wat as ons 'n gemeenskap word, wat nie net bekend is vir sekerheid en antwoorde nie, maar vir nederigheid, vir 'n volhardende, liefdevolle lewenswyse wat wil leer. 'n Gemeenskap wat vra verwelkom, wat saam op pad bly, om sy woord in te neem en uit te leef. Bid saam met my. Here, gee ons die moed om vrae te vra. Gee ons die geloof om nie alles te hoef te weet en te verstaan nie, maar om U steeds te vertrou, selfs in die misterie. En help ons om toegewy te bly aan wat U leer. Vorm ons en laat ons ore draai en regtig luister, ons harte gee. Verander ons hele wese met U waarheid. Amen.